Ons lees die hoofstuk Die Geur van Christus uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. Ek staan voor die rak vol koejawels by die groentemark op ons dorp. Ek maak my oë toe en trek my asem stadig in. 'n Oomblik lank is ek terug tussen die reënnat blare van 'n klein tydse koejawelboom met sy fyn speserygeure huiwerend om my. Ek adem 'n leeftydse onthou in. Wat is dit aan geure en reuke wat 'n mens se lang vergete of diep begraafde herinneringe binne 'n oomblik so intens lewend maak en jy opeens na 'n bepaalde plek en tyd meevoer? 'n Hollandsgebore Suid-Afrikaanse vriendin vertel van 'n besoek aan haar ouma en oupa se huis in 'n klein Nederlandse stadjie. Hulle hou stil voor die klein, smal, 3-verdieping skakelhuis waarin 'n gesin van 9 gewoon en waal gesin uit Suid-Afrika gereeld gekuier het. Sy klim die paar uitgetrapte kliptreetjies na die voordeur toe. Sy skryf, en daar is dit, die geur en reuk, so vol bekendheid, dit wil bars van herinneringe. Dis veel meer as die bedompige reuk van 'n toehuis, of van varkvet wat in die klein kombuis uitgebraai word. Dit is die reuk van ouma wat skottels vol aartappels sit en skil op die trappe wat na die lang, dun, uitgestrekte agtertuin lei. Van 'n lang tafel vol tegelyk pratende mense. Ek word teruggevoer na ouma se sagte, ronde lyf en die wonderlikste liefde wat uitstraal na hierdie klein kinders wat so selde by haar aan tafel kan aansit. Maar die sigbare, tasbare onthougoed is bloot draers van wat werklik saak maak. Sy sluit af, die geure en reuke van hartlikheid en warm liefde en welkom wees en behoort. Van herinneringe, waarin die minder goeie dieper weggebere is, ten einde die mooier, makliker te onthou. Ek vra my af, hoekom voel 'n mens welkom wanneer jy by 'n huis instap en vars gemaakte perkuleerkoffie ruik, of curry wat prit, of beskuit in die oond, of appels en kaneel wat langsaan op die stoof kook. Omdat die geure jou binne nooi. Dit sê, kom deel in my vreugde, kom maak saam herinneringe. Ons loop die gevaar om by nostalgiese mymeringe of selfs diep weemoed na wat was vasstaak. Reeds Jesaja waarsku sy mense hierteen, wanneer hy in Jesaja 43 vers 18 tot 19 skryf, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Die uitdaging lê daarin om nuwe herinneringe te skep, wat saam met ons vorentoe kan gaan, die toekoms in. Ek hoor 'n ma vertel van haar dogter se voorliefde vir Turkish Delight. Toe die dogter sterf, het die blote reuk van hierdie lekker en elke keer 'n bodemlose verdriet by haar wakker gemaak. Toe besluit sy om self in te spring. Sy kry 'n goeie resep en gaan koop bestanddele. Rooswater, pink voedselkleursel, mielieblom en versiersuiker. Met groot presisie begin sy om die lig roos en wit Turkse lekkers te maak. Dit word 'n simbool van haar liefde en verlange na haar kind, maar uiteindelik ook 'n bron van vreugde vir die ontvangers daarvan, en met verloop van tyd ook vir haarself. Sy het besef dat wanneer sy ander met haar lewensreise reuke en geure bedien, sy terselfdertyd Christus se geur van liefde en troos en verlossing versprei. Kinders wat in 'n huis groot word waar die ouers Christus met vreugdevolle oorgawe dien, asem sy lieflike geur met elke terugkeer huis toe in, saam met hulle kindertyd herinneringe. In sulke huise word 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15 se woorde waar. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Dankie vir die saamkuier.
Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.